Nou, goeiemôre vriende, ons is die Here nog dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees, so rondom sy wonderlike woord. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, dat u dan ook reg is vir hierdie nuwe dag, en die gebed van my hart is dat die Here u sal seën, en dat die Here u sal gebruik in sy diens en tot sy eer. Ek wil u vanmôre groet met die baie besondere woorde van Gesang 218. Hierdie pragtige woorde sê, hou Christus self sy kerk in stand, vergees die helse woede. As Here aan God se regterhand, regeer hy ons ten goede. Hy is in alle leed, ons steeds tot hulp gereed. Bewaak die Christendom, en waar die vyand kom, stuit hy die bose woede. En dan vers 3 was vir my besonder wat sê, o Christen wat op hom vertrou, u moet geen dreiging vrees nie. Sal hy wat sy gemeente bou, ons nie 'n toevlug wees nie? Hy oor die toekoms heer, waak vir sy woord en eer. Hy gee geduld in nood en krag en moed in dood. Moet dan geen dreiging vrees nie. Ek het so dan gedink dat mense is bekommerd dat die kerk van die Here dood gaan loop en dat Christendom tot 'n einde gaan kom. Vriende, daar is nie 'n kans daarvoor nie. Want die Bybel sê God hou self sy kerk in stand, en Gesang 218 is maar net vir ons 'n bevestiging van dit wat die Bybel vir ons leer, dat Christus het gekom om sy kerk te bou, om sy mense te red, en hulle sal in stand gehou word tot in alle ewigheid. Daarom moet u en ek nie vrees nie, maar eerder, vriende, getrou arbei in die akker van die Here. Seker maak ons is weergebore, seker maak ons is deel van Christus se gemeente, die weergeborenes, die kerk van Jesus, en dan getrou arbei in hierdie akker van die Here, om in sy diens tot sy eer, dan te leef, te werk, tot daardie groot en deurligte dag, wanneer ons hom sal sien soos hy is. Ja, ons word gered uit genade, deur geloof, maar ware geloof, vriende, sal altyd vrug dra, en hierdie vrug is 'n vrug wat na vore kom in ons werke, deurdat ons God verheerlik in dit wat ons doen, hoe ons leef, hoe ons getuig, en dan hoe ons optree. Nou vanmôre staan ons stil by een van hierdie sake wat mense al dikwels my gevra het, en onlangs 'n man my weer herinner daaraan, en vanmôre gaan ek bietjie praat oor die gedagte, kan kinders van die Here produkte koop en gebruik wat die halal teken op het? Ek onthou so tyd terug het 'n vrou my gekontak en vertel dat hulle prediker gepreek het oor die halal teken en eintlik 'n geweldige opsweping veroorsaak het in die gemeente. Soveel so dat haar man by die huis gekom het, en toe sy die voedsel voorsit, sy en die 3 kinders was om die tafel gewees, 3 meisiekinders, het hy hierdie produk gekyk met die halal teken op, en hy het sy hand gevat en die borde en koppies en pierings en alles van die tafel afgegooi, dat die goed op die grond geval het, en lyk my briesend geskree dat so iets in sy huis nie toegelaat word nie. Die vrees wat hy aangewakker het by hierdie vrou en kinders van hom is eintlik, vriende, hartseer om net aan te dink. En ag, dit is die probleem van mense, is hulle kom en hulle blaas 'n ding op tot hierdie proporsies waar mense dan hulle wangedra. En ag vriende, 'n paar jaar later moet 'n ou maar hierdie produkte koop, want dit is op die rak. En daar is nie meer 'n supermark wat jy kan inkom en produkte soek wat nie die halal teken op het nie. Ek dink 80% van ons produkte het halal tekens op. So die vraag is nou net, gooi ons die goed van die tafel af, smyt ons die goed in die asblik, tree ons as 'n barbaar op, of kyk ons na wat sê die Here oor hierdie bepaalde saak van die halal teken? Nou, ons moet eens kyk, die woordjie halal, vriende, beteken toelaatbaar in Arabies. En dit is maar kos wat op 'n manier voorberei word, sodat dit ook vir die moslim gemeenskap aanvaarbaar is. Nou, wanneer dit by vleis kom, moet die vleis doodgemaak word met 'n skerp mes, en die bloed moet gedreineer word. En dan, die groot probleem waarmee mense worstel, is dat die naam van Allah word oor hierdie vleis of oor hierdie produkte uitgeroep. En daar sekere mense wat kom bid oor hierdie produkte en oor hierdie slagtingsproses ensovoorts. En nou sê hulle, maar luister, hierdie goed word aan 'n afgod geoffer, en daarom mag ons nie daarvan eet nie. Die vraag wat ons moet beantwoord vanmôre, is dit so? En as ons gaan kyk, vriende, is hierdie niks niets onder die son nie. Die man Salomo was baie wys, en hy sê daar is niks niets onder die son nie, soos die halal teken en die naam van Allah wat oor hierdie goed uitgeroep word, ook nie 'n nuwe ding nie. Byna 2000 jaar gelede het die apostel Paulus alreeds aan die gemeente in Korinthe geskryf oor hierdie bepaalde saak, omdat hulle ook 'n probleem gehad het oor vleis wat aan afgode geoffer was, en omdat hulle uit afgods diens uitgekom het, hulle het tot bekering gekom uit hierdie afgods agtergrond, was hulle baie skepties oor, mag ons vleis eet wat aan afgode geoffer was, en wat staan ons te doen? En Paulus gee vir hulle 'n baie kosbare antwoord in 1 Korintiërs 8 vers 4, en hy sê, wat dan die eet van offervleis aan afgode betref, weet ons dat 'n afgod niks is in die wêreld nie, en dat daar geen ander God is nie, behalwe een.
So die apostel Paulus kom en hy antwoord hierdie gemeente in Korinthe eenvoudig, en hy antwoord hulle op die man af en sê vir hulle, luister, daar is nie 'n ding soos 'n afgod nie. Mense skep vir hulle self gode, mense bou vir hulle 'n goue kalf, mense bou vir hulle 'n tempel van Diana, soos ons lees in die gemeente in Efese of in die stad Efese. Ons lees van baie goed wat gebeur in die wêreld tans, waar mense vir hulle afgodsbeelde oprig en hulle offer sekere vrugte en groente en vleis aan hierdie afgode. Maar Paulus kom sê en hy sê daar bestaan nie 'n ding soos 'n afgod nie. Daar's een God. Dis die God wat hemel en aarde geskaap het. Hy het ons geskape, hy het die diere geskape, hy regeer en daarom bring ons eer aan hom. So Paulus kom en hy sê, en dieselfde antwoord is vanmôre vir ons, dat vriende, daar is geen ander God behalwe een, naamlik die God van hemel en aarde nie. 1 Korintiërs 10 vers 30 en 31 sê, en as iets met danksegging geniet word, waarom word ek belaster oor iets waaroor ek dank? Of julle dan eet of drink of enige iets doen alles tot verheerliking van God. Want u sien, God het alles geskaap, en wanneer ek buig en ek bid en ek sê, Here, dankie vir hierdie voedsel wat ek nou kan gebruik, dan gee ek eer aan die enigste ware God, skepper van hemel en aarde, wat vir my hierdie produkte gegee het om te kan gebruik, en ek geëer hom ook dan daarvoor. Nou vriende, is daar die kwessie van, wat van 'n broeder wat swak is in die geloof? Daar is mense wat glo dat jy nie produkte moet eet wat halal tekens op het nie, vleis wat aan halal teken op het of wat ook al nie. En ag vriende, dan kom dit by die gedagte van broederskap, dan kom dit by die gedagte van ons verhouding met mekaar as kinders van die Here, en dan dryf ons nie die spot met so 'n persoon nie. Maar ter wille van die liefde sal ek daardie produk nie eet in die teenwoordigheid van hierdie broer, wat miskien aanstoot sal neem, of dan in sy hart oortuig is dat hy dit nie moet eet nie. Dis nie dat ek skynheilig word nie, maar ek het 'n vryheid in Christus, wat die Here my dan gee, om dan ook, wanneer hierdie broeder in my teenwoordigheid is, hom te eer, bo my begeertes om iets te eet, en dan ook hierdie broer, as broer te omhels, lief te hê, en dan ook om te akkommodeer. Hy sal duidelik weet wat my siening daaroor is, maar ek sal ook sy siening respekteer. En dan vriende, wanneer ek by my huis is, en ek eet, en ek maak gereed, en ek kom by ander mense wat nie 'n probleem daarmee het nie, kan ons binne hierdie raamwerk van die vryheid wat die Here ons gee, eet en drink en geniet, want alles kom uit die hand van die Here. Jy sien, halal vleis en halal kos en al die dinge is niks anders as die saak wat in die Korintiër gemeente gebeur het nie. Daar is een God wat voorsien, dis die God van hemel en aarde, en vriende, om in aanhalingstekens die naam van 'n valse God soos Allah uit te roep oor sekere produkte is eintlik 'n nikszeggende oefening nie. Want daar is een God, en hy sê vir ons, as ons met danksegging geniet, dan gee ons eer aan hom as die gewer van alle goeie gawes. En vriende, dan kan ek maar net so as 'n voetnootjie ook bietjie die gedagte net noem rondom die eet van varkvleis. Daar is baie kinders van die Here wat ook reken dat varkvleis in dieselfde kategorie val as die halal teken. Dit is verbode vleis en ook ander tipe vleise wat in die Ou Testament genoem word wat ons nie mag eet nie. En waarom eet ons as Nuwe Testamentiese kerk vandag hierdie dinge? En dan ek het die antwoord so tyd terug al gegee in 'n oordenking, en ek wil net as 'n voetnoot dit net weer onder die aandag bring. Ons is nie Jode nie. En vriende, ons het nie hierdie Joodse tradisies wat ons dan onderhou nie. Jy kan maar gaan lees daar in die boek Handelinge, het die apostel Petrus baie duidelik van die Here hierdie wonderlike gesig ontvang, dat alles wat op die doek was, hy van kon geëet het. En die Nuwe Testamentiese kerk wat bestaan uit heidene van elke nasie, taal, volk en stam, ons het nie hierdie verbod wat die Here geplaas het op sy Joodse volk nie. En jy kan vir jouself 'n studie gaan doen waarom die Here dan 'n verbod geplaas het. En een van die groot redes was dat varkvleis, vriende, sekere bakterieë bevat en sekere goed bevat wat 'n mens kan siek maak. En voordat hierdie ondersoeke gedoen is en al hierdie wetenskaplike navorsing, het die Here 'n verbod geplaas daarop om sy volk te bewaar van siektes en allerlei dinge. Vandag is ons meer bewus van wat aangaan. Die Bybel het hierdie verbod opgehef. Daar is sekere maniere hoe ons nou vleis kan voorberei wat die risiko uitskakel, en daarom kan ons nie 'n wet plaas op 'n ander een en sê die Here sê jy mag nie iets eet wat 'n halal teken op het nie, en die Here sê jy mag nie varkvleis eet nie. Ons het 'n Christelike vryheid, en in hierdie vryheid mag ons nooit sonde doen nie. Ons mag nooit 'n ander broer laat struikel nie. Maar ons kan met die oortuiging van ons hart vanuit die skrif 'n goed deurdagte besluit maak, en dan ook die Here verheerlik in dit wat ons gebruik, omdat hy die gewer is van alle goeie gawe.
My gebed is dat ons nie slawe van mense sal word nie. Dat ons nie sal verval in hierdie liefdelose wreedheid om mense voor ons weg te vee, omdat hulle nou iets doen wat ek miskien oortuig is om nie te doen nie. As iets duidelik sonde is, dan staan ons dit teë. Die Bybel sê vir ons, daar is goed soos leuns en skindertaal en woede en laster en hoerery en al hierdie goed, baie duidelike neergelegde sondes. En dan is daar die kategorie van vryheid in Christus, waar ons in ons gewete oortuig moet wees, na 'n goeie studie van die skrif, en die skrif binne konteks, en ook om te sien dat ons Nuwe Testamentiese kerk van Jesus is, en dat ons ook as Nuwe Testamentiese kerk van die Here gered is, uit elke nasie, taal, volk en stam, verskillende gebruikes en gewoontes, maar 'n vryheid in Christus, nie om te sondig nie, maar om God te verheerlik ook in die gebruik van voedsel. En dan moet u onthou, daar is geen ander God, behalwe die God van hemel en aarde, en die God van Abraham, Isak en Jakob, en hy is die gewer van hierdie goeie gawes, en hy is die een wat ons genadig skenk, wat ons kan eet en drink en gebruik, en daarom loof en prys ons sy naam. Vriende, ek vertrou u verstaan, en ek vertrou dat u dit ter harte sal neem. Groete vir u, mooi dag, seën verder, tada.